Welkom vanuit die ijskoue Orania. Ons hoop ons kan julle vanaand 'n bietjie warm praat, of julle nou luister op Radio Orania en daar ingeskakel is, en of julle ingeskakel is op die Orania Beweging se YouTube kanaal. Baie welkom. Indien julle wel op YouTube kyk, laat weet ons gerus dat ons kan sien wie van ons luisteraars deur die radio luister en wie op ons aanlyn uitsendings saam kyk. Vandag het ek 'n baie spesiale gas hier by ons in Orania, nie sy eerste keer nie, beslis nie sy laaste keer nie. Ernst van Sail, baie welkom. Hallo Joost, ja, ek kan nie meer reg onthou hoeveel keer, daar was 'n tyd toe ek kon sê, ja, dis my 7de keer of my 8ste keer dat ek al besoek, maar ja, daai tyd is al lank al verby. Ja, absoluut Ernst, en jou betrokkenheid het oor die afgelope dekade of so in Orania net meer en meer geraak. Ek onthou jou eerste besoek nog baie goed, en jy het net meer en meer betrokke geraak in Orania, en dit laat ons met die vraag is, wat op aarde maak jy nou hier? Nou, ek soek altyd 'n verskoning om hier te kom kuier. Ek is hier vir 'n Vryheidsstigting direksievergadering, maar ook hier as AfriForum verteenwoordiger spesifiek vir daai, maar dan ook natuurlik, soos ek sê, om 'n verskoning te vind om hier net te kom kyk weer wat hier aangaan. En dit is altyd vir my lekker. Ek sê altyd vir jou, as ek hier inry, is altyd die eerste ding wat my oog vang is, daar's altyd mense besig, daar's iets wat gebou word, daar's iewers waar daar spasie gemaak word vir iets wat gaan gebou word. Daar's nog nie een keer wat ek hier in Orania ingery het waar dit net gelyk het asof niemand het reg iets om te doen nie. Is altyd iets aan die gang en die dorp is altyd besig om te groei, beter, sterker, groter te word. Ja. So Ernst, al ons luisteraars en kykers sal baie goed weet van Ernst se veelbesproke en baie bekende betrokkenheid by AfriForum, waar hy veral met beleid baie werksaam is. Maar ek kan daarom sê, Ernst het Orania al begin besoek en begin bekyk nog voor sy daar by AfriForum. Is nie vir hom 'n kwessie net oor werksverpligting nie. Inteendeel, ek glo jou regtig as jy sê jy soek graag verskonings om hier by ons te kom kuier. Ernst, jy het op 'n maal gesê, jy het 'n glimpsie, 'n beeld in die toekoms ingekry die eerste keer toe jy Orania besoek het. Ja. Wat bedoel jy daarmee? Wat ek daarmee bedoel is dat almal het die geleentheid om 'n tydsreisiger in 'n sekere mate te wees en om die toekoms te besoek. En ek dink Orania in 'n sin is 'n klein soos jy sê 'n blik in die toekoms in. Net omdat dit die toekoms in klein skaal is, beteken nie dat dit nie nog steeds vir jou 'n bietjie van 'n kans gee om te loer na wat moontlik is as mens net 'n bietjie buite die boks, bietjie anders dink nie. En ek dink as dit kom by baie van die debatte wat jy ook aan deelneem, Joost, dit verwar bietjie partykeer jou opponente wanneer jy beskryf die Orania idee, want dit is 'n baie radikale breek met 'n denkwyse wat nou die Afrikaners se denkwyse rondom arbeid wat al vir honderde jare in dieselfde rigting beweeg het. En ek dink daai radikale breek is wat dit so verwarrend vir mense vind, maar hoekom mense dit so verwarrend vind is die feit dat hulle ken nie enigiets anders nie. As hulle dink aan nie net die Afrikaners se geskiedenis nie, maar baie ander volke se geskiedenis ook, is die idee van eie arbeid is volksvreemd tot 'n sekere mate. Maar terselfdertyd, dit is juis wat vir Orania vir my die toekoms maak, is die feit dat dit is 'n radikale breek met die verlede, met elemente, moet ek eerder sê, van die verlede, maar juist dit maak dit dan moontlik om in die toekoms in te beweeg met selfvertroue en met nuwe vars idees. En julle is nie net met idees nie, julle verander eintlik daai idees in 'n realiteit. Swaar nee, iemand het op 'n maal gesê toe ons gepraat het oor die nuwe werksplein, dat die Orania idee breek is met die gebruik van vreemde arbeid en 'n voortsetting van ons protestante werksetiek. So dit is ook een van ons wortels, ons kon nog altyd hard werk. Ons het dit net te veel uitgekontrakteer. Ja. So dit is 'n uitdaging. En dis dalk 'n les wat baie van die ander volke daar buite kan leer, veral die Amerikaners. Soos ons nou praat, is al groot boei, groot onluste daar in Amerika, juis weens eintlik by die wortel van dit is hierdie vraag van eie arbeid en vreemde arbeid. En ek het dit met my eie oë gesien, Joost. Daar loop ek daar in die Amerikaanse strate, dan sien ek maar hulle is besig om vir hulle arbeidsklas, 'n etniese arbeidsklas te skep. Ja. En as ek vir hulle daaroor vra, dan sê hulle, ag, dis maar net deel van die situasie waarin ons osself vind, maar ons sal 'n plan maak. Sê ek vir hulle, maar dit kan nie so aangaan nie. Julle is besig om die sondes te pleeg van wat amper al die groot ryke in die mensdom se geskiedenis nog gepleeg het, wat dan op die ou end vir jou tot by die punt bring waar daai sondes wat jy pleeg, een of ander tyd gaan jy die kostes daarvan of die prys daarvan moet betaal. Die prys daarvan is agteruitgang. Die prys daarvan is verbrokkeling van jou beskawing as jy verslaaf raak aan goedkoop vreemde arbeid. Absoluut, nee, dis nou ironies dat dit nou
dit nou so uitwerk en jy sê dit baie tereg ook, die Amerikaners sit met 'n probleem van goedkoop arbeid wat hulle invoer. Ons moet vir geen oomblik dink dat die instroming van mense uit Suid-Amerika en Mexico na die VSA net instroming is as gevolg van die feit dat hulle beter lewe in Amerika kom soek nie. Die Amerikaners soek hulle ook. Ja, dis nie 'n eenrigtingstraat net van die een kant is daar druk nie, daar's trekkragte ook. Absoluut. Maar trekkragte in die sin dat daar's belanggroepe in Amerika wat baie graag hierdie arbeid soek, want die gewone die Amerikaanse burger wil 'n sekere standaard by sy werk hê en hy wil 'n sekere salaris verdien, hy het sekere verwagtinge van sy baas, wel wanneer jy 'n onwettige immigrant aanstel, daai ou as hy nie wil die sekere werk wil doen wat jy van hom vra nie, of hy wil sekere betaling nie aanvaar nie, jy is nie op die stelsel nie, veral wat die Amerikaanse stelsel weet, bestaan jy nie. En daar's 'n miljoen ander mense in die ry agter jou wat vir 'n paar dollars daai werk sal doen. Ja, en ons mag dit uitwys. Ek dink nie ons vertrap ons Amerikaanse broers en susters as ons dit uitwys nie, juis omdat ek is nou amper soos die dominee wat sê ek jy weet, dis uit liefde uit dat ek jou waarsku. Dis nie uit haat of uit oordeel nie. Juis omdat die Afrikaner daardeur is, omdat ons eintlik alles verloor het as gevolg van arbeid, die verhouding tussen arbeid en stemgeregtigheid, en politieke regte. Enigiemand, jy hoef nie eers 'n historikus te wees om jy moet eintlik maar net 'n baie oppervlakkige verstaan of begrip van die geskiedenis hê om te weet dat dis nie uniek aan ons of uniek aan ons tyd nie. Dis 'n uitdaging wat al die pad na die Bybelse tyd toe teruggaan. Dit is iets wat is eintlik maar 'n verleiding wat die mensdom nou mee worstel vir baie lank en nog steeds eintlik nog nie regtig 'n antwoord op gekry het nie, want daai verleiding gaan altyd na vore kom. Is altyd baie meer verleidend om 'n iemand anders te laat gemaklike lewe. Gemak is die duiwel se ander oorkussing. So dis iets wat mense ook in gedagte moet hou, is dat dis ook nie 'n vraag wat jy sommer net gaan oplos nie. Urania mag dalk 'n baie innoverende en nuwe pioniers uitkyk hê op wat is die antwoord op hierdie vraag, maar tot al raak die Urania uitkyk die norm eendag, kom ons sê net hipoteties, gaan iewers in die toekoms gaan mense weer vra, maar kom ons probeer net dit klink nogal lekker om kom ons laat iemand anders bietjie hierdie werk doen wat ons net nie wil doen nie. Ek wil nie X, Y en Z doen nie. Ek sal eerder wil die lekker goed doen. Ja, en ek ben Urania, moet ons ook sê, het nou maar babatreetjies gegee. Dis amper 'n revolusionêre breek vir ons eie volksvoortbestaan om so arbeidsverhoudinge te herdefinieer, maar dis ook nie so maklik om net nie daaroor te dink nie. Mens met jou mense saamvat, jy moet nie net goedkoop vreemde arbeid vervang met jou eie mense ook op 'n te goedkoop of 'n te eenvoudige vlak nie. Dis 'n opheffings en 'n opvoedings en 'n bemagtigings en 'n outomatiseringstaak. Ons het 'n groot sprong gemaak, dink ek, maar ons krap ook nog net op die oppervlak. Dis wat die Engelse ook gedoen het met hulle samelewing. Hulle het 'n arbeidsklas geskep van hulle eie mense. Daai mannetjies wat daar in die rooi baksteenhuisies bly, daar so in die rye. Daai manne hulle het 'n goedkoop arbeidsklas vir hulle self ook geskep, wat ook nie volhoubaar is. Ja. So dis kom ek sê, ek dink hierdie eintlik maar baie belangrike filosofiese vrae wat Urania mee worstel, is vrae wat nie net al duisende jare aan die gang is en waarmee mense die mensdom nou verlang worstel nie, maar my voorspelling is baie duidelik dat ons gaan aanhou worstel daarmee. Tot al is daar ouens wat 'n baie goeie antwoord op die vraag het, maar wat se pad moet ons nou regtig volg? Dis 'n deel van die menslike kondisie. Ja. Ernst, maar kom ons praat nie net oor die toekoms nie, ons 'n bietjie oor die verlede ook praat. Ek wil by jou hoor. Ek persoonlik is van mening dat dinge vir die Afrikaners in hierdie jaar meer verander het tussen seker die afgelope 10 jaar voor dit. En miskien voel ons dit nog nie prakties nie, maar 10 jaar terug as jy vir my sê dat Afrikaner vlugtelinge op pad is na die VSA, dan sou ek jou gesê het, jy praat nonsens. En tog is dit besig om te gebeur, dit is besig om voor ons oë af te speel. En daarmee saam die internasionale aandag wat ons kry tans is ongekend. Daar was nog nooit so iets nie. Wat dink jy het in die eerste 5 of 6 maande van 2025 met die Afrikaner gebeur? Ek sal sê daar's een van die belangrikste goed wat gebeur het, is een van die goed wat ek dink nog nie al die erkenning gekry het wat dit verdien nie, en dit is die verskynsel van die Afrikaners wat op 'n internasionale verhoog in 'n positiewe
'n positiewe erkenning gekry het vanaf die magtigste man in die wêreld. En ek bedoel, ek het al gaan kyk. Ek daag iemand uit om vir my 'n voorbeeld daarvan te vind, maar ek kan nie 'n voorbeeld vind in die verlede van 'n Amerikaanse president wat 'n positiewe manier van die Afrikaners praat nie. Ja. En dit is 'n absolute historiese geleentheid en ek dink dit is 'n gebeurtenis wat ons eers die dividende van gaan sien verder in die toekoms in. So jy mens bietjie abstrakt dink om dit regtig te sien. Maar ek dink die feit dat Afrikaners daai erkenning gevind het is jy kan nie 'n prys daarop sit nie. Dit is iets wat dalk so bietjie in die agtergrond op die oomblik nog speel. Almal kyk nou net vas in die uitvoerende bevel wat geteken was vroeër die jaar deur Trump. Hulle kyk na die vlugtelingsprogram, hulle kyk na die druk op die Suid-Afrikaanse regering, maar daai erkenning dink ek is een van die groot ontwikkelinge hierdie jaar. En dan ook die feit dat ons binne in Suid-Afrika die geleentheid het, soos ons nou al vroeër gepraat het in privaat, jy kan voel die geleentheid vir verandering, die potensiaal vir verandering is hier. Maar daai verandering kan positief of negatief wees. Dit is die belangrike ding om te verstaan. Wil jy nou juist vra, dink jy wat met ons gebeur het in die afgelope 6 maande is netto plus of netto negatief? Daar definitief positief en negatief, maar ek sal sê netto positief. Soos ek sê, dit is vir daai rede wat meeste mense nog miskyk en dit is selfs net daai erkenning van die Afrikaner en druk op die Suid-Afrikaanse regering is 'n ongelooflike positiewe ontwikkeling. Maar dan terselfdertyd moet ons ook nie onsself vaskyk in die afgelope 6 maande en sê dat dit is nou alles is nou opgelos. Alles is nou opgelos. Dan val ons vir daai selfde denksfout wat ek dink mense reg oor die politieke spektrum voorval. En dit is dat verandering gebeur soos 'n oornag, verandering gebeur met groot gebeurtenisse en nie agter die skerms in harde werk wat konstant gedoen word nie. Die linkses val baie keer vir hierdie mite, maar mense, konservatiewes ook en Afrikaners ook, en dit is die linkses het hierdie mite van as dinge net sleg genoeg raak gaan die werkersrevolusie gebeur en dan gaan die paradys op aarde geskep word, Utopia gaan geskep word. Maar mens kan vir dit lag, maar terselfdertyd moet mens ook erkenning gee dat ons kan net so maklik vir daai denkwyse val, deur dit te dink, maar as dinge maar net sleg genoeg gaan met mense, dan gaan daar gaan 'n oomblik kom waar die water begin, 'n waterskeidingsoomlik, en dan gaan die damwal oorloop, en dan gaan alles onmiddellik in 'n revolusionêre manier verander. Net 'n revolusie in ons guns, maar dit is nie hoe verandering werk nie. Dis wensdenkery, dis gevaarlike wensdenkery. Ja, dis gevaarlike wensdenkery, want dan wil jy nie jouself besig hou met nederige goedjies wat werklike verandering meebring nie, want jy wag vir daai groot verandering. Ek het al soveel mense teëgekom en sê hulle vir my, ja, ek verstaan wat julle doen met hierdie op grondvlak iets te probeer bou en om Afrikaners te organiseer op 'n gemeenskapsvlak, maar ons wag eers vir daai groot, wat ook al dit nou mag wees, of dit nou die belofte van 'n referendum is, of 'n groot verkiesing, die volgende verkiesing is die ene, of baie mense is dit 'n revolusie. 'n revolusie, of die mitiese groot leier, die groot man, as daai ek wil nou nie, want dit klink dan of ek neerhalend van die man praat, maar of die Delarey figuur wat baie voorwag, amper 'n mens wat tot mitiese vlak, 'n legendariese vlak verhewe word, en dit gaan die verandering bring, maar dit is nie waar nie. Dit is nie, verandering word nie gebring deur een groot man of een groot gebeurtenis of soos 'n bom wat afgaan nie. Dit is meer, dis daai mense wat agter die skerms stukkie vir stukkie in hulle eie nederige manier doen wat moet gedoen word, wat eintlik op die einde van die dag die verandering bring. En ek dink Urania, net die groei van Urania is 'n voorbeeld daarvan. Urania het nie net oornag verskyn nie. Dit is nou dekades op dekades wat inkrementele groei tot Urania in 2025 gelei het. Saamgestelde rente is die magtigste krag op aarde, sê hulle. Dit is daai selfde ding wat hulle altyd sê as 'n kat in 'n kartonboks vol muise inspring. En die een muis probeer terugbeklei en die ander muis probeer deur die karton kou en die ander muis probeer bo uitklim en die ander een probeer in die hoek wegkruip waar skade weer is. Maar daar's geen eenheid van poging nie. En dit is vir my sleg van hierdie mitiese, jy weet, of kom ons sê
hierdie grandeur oomblikke wat alles gaan oplos, is dit ontneem mense van die kultuurenergie om moeite in te sit en wel 'n verskil te maak. Ja. Want ons hoef nie, ons kan net aangaan soos ons nou aangaan, dit kom. 'n oplossing kom. Vir party is 'n negatiewe gebeurtenis soos 'n revolusie of oorlog, vir ander is 'n positiewe gebeurtenis soos op een of ander manier stem ons onsself vry of ons jy weet, 'n referendum breek net uit en of 'n legendariese leier man staan op, verskyn, jy weet. Nee, dit is ons verantwoordelikheid. Ons is daai mense wat ons energie moet ons kultuurenergie in 'n rigting moet belyn. Dis persoonlik hoekom ek maar in die Urania oplossing glo is dis elkeen van ons wat iets so eenvoudig moet doen soos om vreemde arbeid te los en ons eie werk te begin doen, geografies in 'n gebied te vestig. Dan begin jy in 'n rigting beweeg. Dan sal nie een of ander 'n wonderlike ding wat net eensklaps gebeur nie. En ek dink daai les is ook iets wat mens nogal leer as jy bietjie oor net die geskiedenis bestudeer, is dat mense dink, soos ek nou vroeër ook gesê het, dat die massas moet wakker word, of nou die kritiese massa van Afrikaners is in 'n Afrikaner opsig, of die wat nou dink maar ons gaan deur 'n verkiesing gered word, wat dink die kritiese massa van stemmers moet wakker word, dan gaan ons nie regte rigting beweeg. Dis net nie wat gebeur nie. Dis dood eenvoudig nie hoe die geskiedenis beïnvloed word nie. Die geskiedenis word beïnvloed deur nog altyd deur 'n georganiseerde minderheid, nie deur die meerderheid wat wakker skrik nie. Ek hou niks van daai werkwoord van as almal net wakker word, dan gaan nee, jy moet vrede maak met die feit dat die meerderheid van mense rondom jou gaan in die bed bly, gaan aan die slaap bly. Jou onus is jy moet jouself vra, is ek wakker? Jy moet is ek wakker? Ja, is ek wakker en is ek bereid om uit die bed uit te klim. Nou, dit is een ding om wakker te word, maar dan moet jy ook nog klere aan, jou broek aantrek en uitgaan en begin werk. Ja, as jy nou nog in Urania bly, moet jy jouself uit bed opmaak ook. Ja, so maar ek dink daai les het ons as Afrikaners nou begin leer, is dat ons moenie wag vir daai wakker word oomblik van almal rondom ons nie. Kom ons ondersteun die georganiseerde minderheid. Diegene wat eintlik nou besig is om 'n verskil te maak en te bou na 'n einddoel toe. Of dit nou maak nie saak hoe nederig daai poging is nie. Ten minste is hulle besig met 'n duidelike visie in 'n rigting te beweeg en daai mense moet ondersteun word. Absoluut. En ek dink dit is, ek en jy het al daar gepraat, dis amper daar's nie 'n regte term vir dit nie, maar ek noem dit die verskoning van die groot oplossing, waar ek gaan nie my eie klein kapasiteit verandering doen in my lewe nie, want daai groot gebeurtenis gaan alles verander. Hoekom moet ek enigsins bou aan Urania as die groot amper op einde van die wêreld kataklismiese gebeurtenis gaan gebeur wat alles gaan verander, alles gaan vernietig, of waar alles wat ek nou bou gaan verniet wees. Dit is iets wat vir jou gaan laat net jouself toesluit in jou huis en wag vir daai oomblik, maar dan wat gebeur as daai oomblik nie aanbreek nie, en dan op die einde van die dag gaan diegene wat al begin bou het, stukkie vir stukkie, baie verder vordering gemaak het as daai ou wat wag vir die groot gebeurtenis. Ek wil dit nou 'n bietjie geloof toe ook trek sonder om jy weet dit nou in 'n verkeerde rigting te vat of verkeerd oor te kom. Maar dit is so eenvoudig soos ook om te sê, as mens vat die Christelike geloof, as jou uitkyk daarop is, ek moet net wegkruip, daar gaan 'n wederkoms wees en dan is alles verby. Dit is nie wat die Christelike geloof is nie. Jy weet, die kultuuropdrag in die Bybel is bewoon, bewerk, bewaar, en ons het 'n string ander verwysings van die invloed wat Christene op hulle omgewing en medemense en die aarde en alles moet hê as kurators en as rentmeesters van die aarde. En dis net absurd om te dink dat jy gaan maar net wag vir jy moet net wegkruip. Ons kan nie so redeneer nie. Gelukkig is daar instellings, wat bou, gelukkig is daar Urania. Gelukkig is daar planne. En die ander les wat ek ook, en dis iets wat ek vir die Amerikaners ook sê, is dat hierdie planne, want ons het nou 'n groot nuwe gros bewonderaars van wat die Afrikaners doen in Suid-Afrika, veral uit die buiteland uit Amerika, uit bietjie minder in Europa, maar nog steeds uit sekere hoeke van Europa uit. En hulle almal ongelukkig baie van hulle soek 'n oornag oplossing van hoe kan ons doen wat julle doen, maar net ons kort net 'n vinnige manier om te kom waar julle ook nou is, as dit nou kom by hoe ons organiseer, ons eie identiteit sien, hoe ons as Afrikaners die toekoms tegemoet gaan. En my antwoord aan hulle altyd is dat
daar is geen oplossing wat ek vir julle kan gee wat 'n oornag oplossing is nie. Selfs net AfriForum as 'n voorbeeld, AfriForum is al oor die 20 jaar, al amper 20 jaar oud. In 2006 begin as 'n organisasie. So al die vrugte wat ons nou pluk as organisasie is nou al 20 jaar se werk. Urania ook. Urania, die vrugte wat Urania nou pluk in 2025 is 'n boontjie wat al 30 jaar terug geplant is. So hierdie is die tipe lesse wat ook geleer moet word, is dat wanneer jy iets doen, moet dit behoorlik gedoen word. Jy kan nie net, daar's geen oornag oplossing nie, daar's nie 'n kits oplossing nie, daar's net behoorlike oplossings en dit vat tyd en bietjie geduld ook saam met dit. Nie altyd lekker om te hoor nie, maar altyd lekker om na terug te kyk na 5 of 'n 10 of 'n 20 jaar. Altyd lekker, baie lekker, want dit is jou hande werk dan en dis meer. En so aan. Ernst, wil jy 'n bietjie van 'n korttermyn voorspelling waag? Wat lê vir ons voor? Daar's 'n bietjie rusie in Washington DC. Mense wonder wat die effek daarvan op Afrikaners gaan wees. Is ons nog 'n prioriteit op die internasionale agenda en dis meer? Wel, dis baie moeilik om te voorspel in wat se rigting veral die Amerikaanse politiek gaan. Dis lyk my elke week is daar 'n nuwe episode van die CP wat uitkom. Ek het vroeër vandag vir jou gesê, dit voel partykeer vir my asof ek 'n weergawe van die Romeinse ryk in moderne tye net dophou met hierdie groot titaniese heersers en groot figure wat teen mekaar bots, en ek sit hier op 'n ver langs 'n klein provinsie in Bavaria waar ook al, en ek hou maar net dop vir daar aangaan in Rome. Maar terselfdertyd, ons moet onsself weerbaar maak en selfstandig maak tot die punt waar ons moenie afhanklik wees van wat gebeur in Washington. Ons toekoms moenie bepaal word deur wat daar gebeur nie. Dis ongelooflik wat hierdie jaar sover gebeur het. Dit is 'n absolute bonus. Ek verwelkom al die verwikkelinge sover as dit kom by Amerika se fokus op Suid-Afrika en die Afrikaners. Is 'n fantastiese ding. Maar ons kan nie daar staat maak nie. Ons kan nie sê maar right, nou is ons in 'n nuwe rad en van nou af gaan ons met Amerika se ondersteuning die toekoms tegemoet nie. Dis nie hoe dit gaan werk nie. Jy moet dit half sien as 'n klein bietjie van 'n, kom ons sê jy het 'n besigheid begin en het jy nou 'n groot nuwe, ek weet jy, 'n nuwe advertensie uitgesit en toe het jou besigheid nou 'n klomp nuwe kliënte gekry. Wel jou besigheid doen nou dalk beter in die kort termyn, maar jy gaan nog steeds op die ou end van die dag met uitbrei, verbeter. Jy kan nie besigheid bestuur, jou boeke bestuur, jou absoluut werkersreg moet hanteer, ja. Daar's 'n groter prentjie waarop ons moet fokus, en daai groter prentjie is ons het duidelik planne wat werk en planne wat van ons vriende van die Afrikaners daar buite beïndruk. En ons moet volhou met daai planne en dit opskaal en vergroot. Maar terselfdertyd, my voorspelling is dat in die kort en medium termyn dink ek nie gaan ons weer 'n groot aandag van Amerika se kant af sien. Ek dink daai episode het so half crescendo nou onlangs met die Withuisvergadering tussen die Suid-Afrikaanse delegasie en die Trump delegasie. So ek dink ons moet maar regmaak vir 'n minder fokus van Amerika se kant af as dit kom by nuwe ontwikkelinge of nuwe verwikkelinge in hierdie storie. Daar gaan natuurlik nog daar's nog potensiaal vir allerlei nuwe veranderinge en nuwe goed wat uit die Trump-administrasie uitkom. Ek bedoel, niemand sou kon verwag het of voorspel het wat ons nou al gesien het hierdie jaar gebeur nie. Maar terselfdertyd, ek dink ons moet net volhou met ons eie planne, volhou en aanhou bou in die rigting wat ons het, en dankbaar wees vir die bonusse en klein goed wat bykom langs die pad, maar op ons eie pad bly met ons eie motor, met sy eie engine. Absoluut. Soos ons altyd in Urania sê, ons bou nog ons vliegtuig, ons het nog nie alles perfek nie, maar die vliegtuig slaan die lug. So ons met hierdie vliegtuig moet ons die stukke aanwerk wat nodig is en verander soos wat dit nodig is. Ons vliegtuig is nog nie perfek nie, maar hy is in die lug. Ons het eintlik veel van die keuse nie. Ons vlieg reeds, so ons moet nou maar net die probleme uitstryk. Baie dankie vir almal wat ons bietjie dopgehou het vandag. Het sy dan op Radio Urania of op ons YouTube kanaal. Ernst, is altyd lekker om jou hier te hê. Ek sien uit om nog baie gesprekke met jou te hê oor die afgelope paar dae of die komende paar dae. Dankie vir jou akute belangstelling, bevordering en deelname aan die Urania projek. Ja, dankie Joost vir die lekker gesprek, en ek dink wat Urania ook bewys is, wel eerstens daar's mos daai gesegde wat almal heeltyd praat van Afrika is nie vir sissies nie, maar die toekoms is ook nie vir papbroeke nie. Ja, ek hou daarvan. Dis goed, so dit beteken dit beteken die toekoms is net bestem vir die wat bereid is, wat morgen hulle pyp het. Baie dankie Ernst.